Julle ook al agtergekom dat Februarie maand, ons het nou nog gesê die jaar is so vinnig aan die beweeg, Februarie is al verby. Met julle agterkom dat Februarie die maand is waar die nuwe jaar al oud begin voel. Die hype van die vakansie, die lekker van die vakansie is verby. Jou nuwejaarsvoornemens is besig om te sneuwel een na die ander. Jou gymbesoeke word minder. Die dagboekie wat jy met Kersfees gekry het jy nou al 'n paar dae of 2 oorgeslaan. Intussen het die akademiese jaar begin en die dosente en die onderwysers praat vir jou bang, jy raak angstig, want jy hoor jy moes eintlik al die vakansie begin swat het as jy die jaar wil deurkom. En by die werk word die teikens hoog gestel en jy raak angstig, want jy weet jy gaan harder moet werk, dan gaan minder tyd vir jouself wees en jou salaris gaan dieselfde bly. Intussen is Februarie in die Kaap die warmste maand en ons raak bietjie uitgeput. En hier en daar sien ons al 'n verdwaalde blaar wat begin verkleur en ons weet die seisoen is aan die draai. Die reentjie laasnag het ons daaraan herinner. Die damvlakke lê laag en die owerhede dreig ons dat ons minder water moet gebruik. En dan sê die geleerdes vang ons 'n Februarie dip, ekskuus. Ons is amper op 'n drip. Ons vang 'n Februarie dip. En daar is, sê die geleerdes, eintlik 'n naam daarvoor en die afkorting is SAD, SAD, Seasonal Affective Disorder. Baie erger in die noordelike halfrond waar die daglig baie minder is en dit baie kouer is hierdie tyd van die jaar. Te midde van dit alles is ons vanoggend hier saam op die tweede Sondag van Lydenstyd. En ek wil uitnooi na die bofortrek op Sionsberg in Jerusalem vir 'n tydjie saam met Jesus en sy disippels. Ek wil vir ons voorlees uit Johannes 13. Johannes 13, die eerste 17 verse. Jesus was die voete van sy disippels. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duiwel het toe al klaar vir Judas, seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek, 'n handdoek gevat en hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n wasskottel gegooi en begin om sy disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom: "Here, gaan u my voete was?" En Jesus antwoord hom: "Wat ek doen begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan." Maar Petrus sê toe vir hom: "U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie." Daarop sê Jesus vir hom: "As ek jou nie was nie, het jy nie deel aan my nie." Simon Petrus sê toe vir hom: "Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig." En Jesus sê vir hom: "Hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie." Jesus het geweet wie hom sou verraai en daarom het hy gesê: "Julle is nie almal skoon nie." Toe hy hulle voete klaar gewas en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle: "Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my julle leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. En as ek wat julle Here en julle leermeester is,
dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle die voorbeeld gestel, en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie, en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou, gelukkig is julle as julle dit ook doen. En dan ons twee fokustekste, Johannes 13 vers 14 en 15. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, moet julle ook mekaar se voete was. Ek het vir julle die voorbeeld gestel. Soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. En dan Johannes 13:34, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos ek julle lief het, moet julle mekaar lief hê. Trek jou sandale aan, stap met my oor die eeue terug na die bovertrek in Jerusalem. Die stad is in rep en roer. Die stad is propvol, al die gastehuise is vol. Al die herberge is vol. Die skatting van die Christian History Institute is dat Jerusalem op daardie stadium 'n inwonertal van 50.000 mense gehad het. En dan skryf die bron dat oor die Paasfeestyd het die getal aangegroei na 150.000 mense. So daar was bykant 100.000 mense wat van oor die destyds bekende wêreldse grense ingestroom het om die Paasfees te kom vier. En daar was ook in Jerusalem daardie naweek ekstra Romeinse soldate, want die Romeinse owerheid het 'n kontingent Romeinse soldate na Jerusalem toe gestuur vir die naweek, omdat hulle die nasionalistiese karakter van Paasfees begryp het en hulle bang was vir 'n opstand. En daarom is soldate ontplooi in die strate van Jerusalem. En teen die aandskemer het jy die geklop van die perdehoewe op die geplaveiselde paaie gehoor, soos wat die strate deur die soldate gepatrolleer word. Maar weg van hierdie gedruis in die stad, in 'n nederige bovertrek, sit daardie aand 13 mans, Jesus en sy 12 disippels. Hulle is moeg, hulle is angstig, hulle is onseker, hulle voete is vuil van die stofpaaie. En die disippels, dink ek, het nie eintlik besef wat daardie aand sou gebeur nie. Dat dit die begin van die finale fase van die grootste omdraai strategie in die geskiedenis van die mensdom sou wees. In die besigheidswêreld ken ons mos omdraai strategieë. Dit is drastiese maatreëls wat ingebring word wanneer 'n besigheid begin swaar kry en op die afdraande pad is. Dan word daar begin met 'n omdraai strategie. God se omdraai strategie in die finale ontplooiing van sy reddingsplan vir die wêreld daardie aand het nie begin met 'n magsvertoon soos die Romeinse soldate wat buite in die strate verbygekom het nie. Maar dit begin met 'n koning op sy knieë voor sy onderdane. Dit was God se reddingsplan vir sy Genesis projek wat gedreig het om te misluk. In Genesis skep God hemel en aarde en hy skep die mens na sy beeld en sy gelykenis en hy stel hulle as sy bestuurders aan in hierdie onderneming van hom. Maar dinge het vinnig skeef geloop. En as 'n mens die bloedspoor van geweld deur die Ou Testament volg, die bloedspoor van magsmisbruik en korrupsie wat ons deur die bladsye van die Ou Testament volg,
dan lees ons dat God dikwels op 'n punt was waar hy moes besluit hierdie onderneming van Genesis, hierdie skepping en die mense wat ek gemaak het, gaan ek aan daarmee of gaan ek opgee? Genesis 9 was so 'n punt, as jy reg onthou. God kyk af uit die hemel en hy sien, dis 'n groot gemors hierdie skepping. En hy wil die aarde verdelg en hy kies vir Noag uit en hy besluit tog weer, as hy homself bedink, ek gaan aan met die Genesis projek. Ons prentjie van die God van die Ou Testament is dikwels hierdie kwaai God. En is 'n boek vol geweld, maar eintlik leer ons God in die Ou Testament ken as 'n nuwe God wat telkens nuut begin met sy mense. En toe op die ouderdom van 33 na 3 jaar in 'n voltydse bediening saam met sy disippels, staan die Messias, die Seun van God, in die bofortrek by die Paasmaaltyd. En dan het die tyd aangebreek vir die deurslaggewende punt in sy omdraai-strategie. In daardie tyd was dit die laagste slaaf se werk om voete te was. Geen rabbi, soos in sy posisie, sou dit doen nie. Maar Jesus staan daai aand op, hy trek sy boekleed uit, hy neem die handdoek en hy bind dit om en hy was die voete van sy disippels. En dit is meer merkwaardig as 'n mens kyk so op die ry af, wie se voete hy daardie aand gewas het. Want nie een van die disippels het op meriete gekwalifiseer om waardigheid gegee te word deur die was van hulle voete deur hulle rabbi nie. Thomas, die twyfelaar, Johannes en Jakobus, wat met mekaar wedywer oor wie links en regs van Jesus moet sit. Filippus wat skepties was tydens die vermeerdering van die brood en die visse, wat gesê het, daar's geen manier wat ons hierdie mense kan kos gee, Jesus, met hierdie min voorrade nie. Hy was Petrus se voete. Petrus wat op die water geloop het en getwyfel het en gesink het. Petrus wat baie optimisties was, maar baie keer ook te vinnig besluite geneem het. Petrus wat hom sou verloon, Petrus wat in Getsemane die swaard sou trek en die hoëpriester se slaaf se oor afgekap het. Hy was Judas se voete, die man wat hom sou verraai. En in Getsemane sou hierdie intieme groep wat saam met hom aan die tafel gesit het in die bofortrek, in Getsemane sou hulle aan die slaap raak toe hy hulle nodig gehad het om saam met hom te waak en te bid. By Kajafas en Pilatus se verhore in die vroeë oggend van Goeie Vrydag was hulle afwesig. By sy geeseling was hulle afwesig. Toe hy geswoeg het onder die gewig van die kruis was hulle afwesig. Op Golgotha was hulle afwesig want hulle het weggehardloop. Nie waardig om vereer te word deurdat die rabbi hulle voete was. Maar geliefdes, wanneer mense ons teleurstel, wil ons nie hulle voete was. As mense ons teleurstel, wil ons hulle koppe was. Maar Johannes sê dat Jesus sy mense tot die uiterste toe lief gehad het. En daarom was hy hulle voete. En dan na die voete was, kom die moeilikste opdrag denkbaar. Soos wat ek met julle gedoen het, wat julle baie goed weet, nie meriete het om deur my gewas te word nie, so moet julle ook gaan doen. En so kom dit helder en duidelik sonder kompromis. Jesus sê vir hulle, moenie die swaard opneem nie, terwyl hulle daar sit en hulle hoor die Romeinse soldate verbykom, en hulle dink en hulle wonder in hulle gedagtes, is hierdie Messias nie bedoel om die Romeinse owerheid se mag te kom breek nie. Terwyl hulle daar is, hoor hulle moenie die swaard opneem nie. Hulle moet 'n handdoek en 'n waskom vat. En sedert daardie eeu sou dit Jesus se volgelinge
se las wees, se opdrag wees om voete te was. En vir elke generasie sou dit moeilik wees. Vir die mensdom was dit moeilik. Daar was nog altyd in die geskiedenis van die mens meer swaarde as handdoeke gewees. Vroeg in die 20ste eeu was daar 2 wêreldoorloë. In die Eerste Wêreldoorlog sterf 17 miljoen mense. In die Tweede Wêreldoorlog sterf 60 miljoen mense. 'n Deel van die statistiek van die Tweede Wêreldoorlog is die 6 miljoen Jode wat gesterf het in die strafkampe van die Nazi-regime. Vir een rede. Hulle was nie waardig beskou om mense te wees nie. Maar te midde van die donkerte van hierdie wêreldoorlog, die donkerte van hierdie verskriklike volksmoord, was daar 'n voetwasser wat op die toneel verskyn. Sy naam was Maximilian Kolbe. Hy was 'n Poolse priester wat in die gevangenis was in Auschwitz saam met 'n klomp Jode. Daar was 'n ontsnapping gewees en die gebruik was dat daar dan 10 Jode tereggestel sou word om hulle te straf vir die ontsnapping. Een van die 10 wat tereggestel sou word, het 'n vrou en kinders gehad en hy was bitter ontstel. Toe het hierdie priester wat ook deel van die 10 was, of wat nie deel van die 10 was nie, na vore getree. En hy gesê, ek sal in hierdie man se plek sterwe. En nadat 7 van hierdie 10 van uithongering, verhongering gesterf het, was daar 4 oor waarvan Kolbe een was. En hulle is ingespuit met 'n dodelike suur en hy het gesterf. Hy het sy lewe gegee vir iemand anders. Telkens as ek aan Kolbe se verhaal dink, dan wonder ek, sou ek dit doen? Sou ek my lewe vir iemand anders gee? Sou ek bereid wees om my lewe weg te gee vir iemand wat ek nie ken nie? Kyk, jy kan 'n nier skenk en een oorhou vir jouself en aanhou lewe, maar sal jy jou hart skenk vir iemand wat 'n hart nodig het en ophou lewe? Veral as jy daardie persoon nie ken nie, miskien doen ek dit vir 'n geliefde, maar as ek daardie persoon nie ken nie. Van nature wil ons onsself nie opoffer vir ander mense nie. Want ons hele menslike natuur is daarop ingestel op ons eie oorlewing. Ek moet oorleef. En dit beteken gewoon, as Jesus ons oproep om soos hy ons lewe weg te gee vir ander mense, ook vir vreemde mense, dat ons 'n nuwe natuur nodig het. En dis daarom dat Jesus saam met die opdrag wat hy gee in Johannes 13, in Johannes 14 tot 16 voortgaan met 'n gesprek waar hy vir sy disippels sê, hoe gaan dit moontlik wees vir julle om reg te kry wat ek van julle gevra het in hoofstuk 13. Ons lees in die ander weergawes van hierdie aand in die ander evangelies dat die nagmaal ook daardie nag ingestel is nadat hulle die Paasfees gevier het. So na die Paasfees verby was en dat hy die nagmaal ingestel het en vir die eerste keer die nagmaal gebruik het saam met Jesus, gaan hy in die tyd voordat hy die volgende oggend in die vroeë oggendure die Vrydag sou ingaan, sit hy en hy praat met hulle deur die inhoud van Johannes 14 tot 16 en hy sê vir hulle, eintlik as ek weggaan, gaan julle in 'n beter posisie wees. Van nature kan julle nie doen wat ek van julle vra om mekaar se voete te was soos wat ek vir julle doen nie. Van nature kan julle nie wees wie ek is, wat die volgende dag die simboliek van die voetwassing kan deurdra na die kruis toe waar ek myself weggegee, sodat julle kan lewe nie. Maar ek gee vir julle die Heilige Gees, wat julle natuur kan verander,
sodat dit nie gaan net om selfbehoud nie, maar om die behoud van ander. En so help Jesus sy disippels en vir ons om ons natuur te verander sodat ons ook kan vergewe, sodat ons ook voetwassers kan word. En so gee Jesus deur sy kerk momentum aan sy omdraai strategie wat hy kom vestig het sedert Genesis. En nou geliefdes, dis 2026. Ons is nie meer in Jerusalem nie, ons is nie in Auschwitz nie. Ons is nêrens elders in die wêreld nie, ons is in Suid-Afrika. Ons is in Vishoek vanoggend. Of waar jy ook al is, waar jy aanlyn kyk. Ons werk in kantore. Ons bestuur besighede. Ons gee klas. Ons sit in 'n klas. Ons doen huiswerk, ons hanteer moeilike kliënte, ons sit in gespanne moeilike vergaderings. Ons leef in 'n tyd waar mense vinnig mekaar oordeel. Ons leef in 'n tyd waar mense mekaar vinnig etiketeer, waar mense baie wreed is met mekaar op die sosiale media. Jesus sê nie noodwendig vir ons vandag, jy moet uit die kerk uitstap en jou lewe gaan gee vir iemand nie, jy moet die doodstraf vat vir iemand anders nie. Wat hy vandag vir ons sê is, vat 'n handdoek. Vat 'n handdoek en gaan na jou huis toe, gaan na jou werk toe, gaan na jou WhatsApp groepe toe. Gaan na die persoon toe wat jou vir die hoeveelste keer al teleurgestel het. Gaan na die een toe wat by die stembus anders sal stem as jy. Gaan na die een toe wat nooit dankie sê vir iets nie. En gaan was sy of haar voete. Dit beteken ek kies om iemand anders se waardigheid te herstel, al verdien hulle dit nie. Ek gee jou die kans op waardigheid, al het jy my waardigheid aangetas. Ek kies om nie terug te slaan nie, om nie te vergeld nie. Ek kies om eerste jammer te sê en te buig. Geliefdes, Jesus het die wêreld verander nie deur mag nie, maar hy het die wêreld verander deur te kniel en 'n handdoek op te neem. En hy doen dit vandag nog steeds. Ek en jy gaan nie die geskiedenis haal soos Moeder Teresa dalk nie. Maar ek en jy kan 'n verskil maak. Hy doen nog steeds wonderwerke deur gewone mense. Die strategie, God se omdraai strategie van Genesis af bevestig aan die kruis, word telkens momentum gegee wanneer ons vergewe. Ons moet eers gewas word, self vergewe word, selfvergifnis aan ons lyf voel, dan kan ons vergewe. Die finale vraag is, vriende, nie vir wie jy jou lewe gaan gee nie, maar wie se voete jy gaan was hierdie week. Want elke keer as ons dit reg kry om 'n handdoek te vat, spreekwoordelik, en om iemand se voete te was, dan val daar nog 'n klein stukkie van God se nuwe wêreld in plek. Dan kom 'n klein stukkie hemel aarde toe. En hierdie Genesis projek gaan met hierdie omdraai strategie voort tot by Openbaring. Amen. Kom ons maak ons oë toe. En ons dink aan die uitdaging wat die Here vandag vir ons gee.
Here, as ons so sit en dink, dan dink ons aan mense wat moeilik is vir ons om te vergewe. Ons dink daaraan dat dit nie ons geaardheid is om die minste te wees nie. Here, help ons om die sagte handdoek van Jesus se liefde op te tel en 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld, sodat 'n stukkie van God se nuwe wêreld elke dag in ons lewe deurbreek deur wie ons is en deur ons gesindheid. Help ons daarmee in Jesus se naam. Amen.